van ek maar kan onthou het ek 'n fascinering gehad met stook, mense wat stook en al die dinge omstook, nie net die drankgedeelte daarvan nie, maar die wetenskap en partykeer die kuns wat daarmee gepaard gaan. En ek kon nooit in Suid-Afrika stook nie, maar het was nie wettig nie. En ek het altyd die manne daar by die Willem Prinsloo Museum en daar by Kleinplaas so vreeslik beny as hulle so lekker stook en die manne lyk of het net hulle is wat die geheim ken en net die ding kan doen. En ek wou dit altyd vreeslik graag doen. Toe ons nou in Nieu-Seeland kom, toe is dit nou wettig om te stook, maar toe het ek nie die geld om die goed te koop nie. En so 4 jaar gelede, toe koop my vriend Albert Steinberg vir my sommer so 'n eenvoudige lugverkoelde potstil. Dis maar basies 'n aangepaste water distilleerder wat jy die alkoholiese brousel in sit en dan stook jy hom af. Maar dit was genoeg om vir my die beginsels te gee van stook en hoe om aan die gang te kom en die wetenskap agter dit te verstaan. En so het ek maar soos ek geld gehad het gevorder van 'n pot stil na 'n reflux stil toe. My eerste ketel was 'n Spirits Unlimited merk 25. Dit was nou 'n lieflike ketel gewees. Die man het 'n bietjie karakter gehad en jy moes hom 'n bietjie, jy moes hom tune, jy moes sy siel verstaan om reg te stook met hom en hy het my baie geleer. Ek het baie mislukkings gehad, baie flops gemaak met hom, maar ontsettend baie geleer van die proses van die stook en ook hoe 'n ketel regtig werk, sy binnekant en sy buitekant en die hele mengelmoes. Ongelukkig het ek 'n ongelukkie gehad met die ketel en eendag die ketelgedeelte laat val. Dit was van die aluminium gemaak en toe is die hele ding opgemors. Ek het toe 50 liter olyfolie kan, stainless vleklose staal olyfolie kan gebruik om hom toe reg te maak en daarna was hy beter geweest, maar 'n ou strewe mos altyd daarna om 'n bietjie beter te gaan en ek het die 95.5% alkoholsyfer gejaag en met daai ketel kon ek nooit hoor kom so 88% nie. En toe maak ek die fout om my ketel te verkoop. Toe koop ek van my Still Spirits Turbo 500 en die ketel is eintlik meer wetenskaplike instrument as 'n ketel, want as jy hom reg opgestel het en jy het sy temperature reg en kan jy hom maar los tot hy klaar gestook het en met hom kry ek konstant 93-94% alkohol. Ek kon nog nooit 95% kry nie, maar ek hoop in die toekoms 95% te kry. Daar is baie manne in Nieu-Seeland wat stook, duisende. Daar is baie Suid-Afrikaners wat stook en daar is baie Suid-Afrikaners wat beter stook as ek is doodseker daarvan. Ek is nou nie in 'n kompetisie met enigiemand van hulle nie. En ek is ook seker, daar is miljoene wat meer weet van stook as ek. Ek doen dit maar net vir my plesier om die waarheid te sê. Ek drink nie eers mampoer nie. Ek weet hoe met 'n goeie mampoer smaak, maar ek drink dit nie. Ek maak vir my likeurs en vrugte vodkas en so en daarvan wat ek 'n bietjie meer geniet. Daar is van my vriende en van my seuns se studentevriende wat die 93% drink, wat mans genoeg is om dit te drink. Ek is eerlik om te erken, is 'n bietjie kwaai van my. My vriend Albert Steinberg noem die mampoer Cambridge Spring Water. My seun noem dit jet fuel, maar ek noem dit maar mampoer, want dit is mos maar wat dit is. Jammer, ek moes nou eers gou 'n verstellingkie hier aan my kamera maak, want net so die helfte kom in en dan bewe die ding ook nog so van die fan wat hier op hom waai. Maar wat ek wou sê is, ek het nou nog nooit whisky of vrugtemampoer gemaak het. Dit is 'n bietjie ingewikkeld en 'n man moet baie versigtig wees met wat jy gebruik in jou vrugte en so aan, dat jy nie giftige goed insluit nie. Maar ek glo in die toekoms sal ek dit baas raak om whisky te stook is ook effens dierige affære, want 'n ou het heel wat toerusting nodig om die goeders te mout en te maal
en te kook, en dis 'n hele besigheid. Baie interessant, en ek het al die proses 'n paar keer gesien by my medestokers, maar ek dink nou nie, dis op hierdie stadium vir my nie, is bietjie bo my vuurmaakplek en bo kan my beursie, maar ek wil graag vir julle wys wat ek maak en hoe ek stook. Ek is nou nie in kompetisie met iemand nie, ek doen dit maar net vir my plesier, en ek is seker baie ouens sal foute vind met hoe ek dit doen, maar dit werk vir my, en ek wil dit graag met ander ouens deel. Kom saam met my in, kom ons gesels 'n bietjie oor stook, en dan sal ek julle wys wat doen ek. Julle sal sien ek maak baie foute, maar wees maar saam met my in. Bear with me, soos die Engelsman sê. So, baie sterkte, en kom ons gaan. Nou, om te stook het 'n ou nou alkoholiese brousel nodig, waaruit jy die alkohol kan stook. Of het nou bier is, of wyn is, of jou eie gemaakte brousel, maak nie saak nie, jy moet begin met 'n alkoholbrousel. Nou voorheen het ek enige plek hier in die waanhuis gestook, wat my vrou my toegelaat het om te stook, was hy my nou nie uitgeskop het nie. Maar dit was nou nie juist wetenskaplik gefundeerde of 'n vreeslike ordelike stokery nie. So 'n paar maande gelede het ek toe vir my 'n stookrak gebou, wat ek hier in die waanhuis gesit het en 'n plekje voor gekry het. En dit het nou baie meer orde aan my stokery, of sal ek sê aan my brouwery verskaf. Nou heel bo in die rak het ek nou my instrumente en temperatuurmeters en allerhande gereedskap wat ek gebruik om die brousel mee te maak. Op die middelste rak het ek nou my brousel emmers wat my brousel in is, en op my onderste rak het ek my vaatjie waarin ek my klaargemaakte brousel in stoor en my suiker. Ek kry my water sommer hier van die wasbak af in die wasery, want ek het nou so die helfte van my vrou se wasery opgekommandeer om in te stook. Nou, op die rakkie het ek my verskillende gispakkies en my kleerpakkies. Hierdie vaatjie, hierdie biervaatjie wat hier onder staan, stoor ek my klaargemaakte mampoer in. Ek verkies vodka star gis, maar dit is te duur. Ek het ook uitgevind dat met die reflux kolom stook jy in elk geval alle smake uit die ding uit, so dit maak nie saak nie. So vandag is ek maar 'n armgat en stook ek maar met die goedkoopste gis wat ek kan kry. Dit werk in elk geval ewe goed. Nou, vandag het ek hier 'n brouseltjie aan die gang. Ek het vir my so 'n rekordblad van elke stook, of van elke brousel opgestel, waarop ek die tye, die gis, die suiker, die temperature, alles neersit, sodat ek konstant goeie resultate kan kry. Ek sit maar altyd die gispakkie wat ek gebruik het hier neer, sodat ek kan weet, en hierdie enetjie het ek gister begin, en hy is redelik goed aan die gang, soos julle kan sien. Hy gesels sommer lekker. Die meeste van die tyd het ek 2 emmers, gis-emmers met brousels aan die gang, maar vandag het ek nou net die ene. Hier is nogal heel wat aktiwiteite in die airlock. Die temperatuur is hier so by die 30 grade wat effens te warm is, maar dit is reg vir nou. Hy sal nog afkom. Die gisemmer staan bo op 'n hittemat of 'n heatpad wat geïsoleer is, maar dit is nou somer, so dis te warm om die heatpad aan te skakel, maar hy staan maar daar, mens weet nooit wat gebeur nie. In die winter is dit 'n ander saak, dan moet jy hierso die heatpad gebruik. Ek het ook 'n eenvoudige baadjie, 'n thermal jacket gemaak vir my emmers, vir my gisemmers of my brouselemmers. Klink so sleg brousel, dit klink soos iets wat 'n ou in die stilte van die woud maak. Dis 'n eenvoudige car-shade wat ek oorgetrek het met afvalmateriaal, en dan maak ek hom net met 2 bungee cords
om die emmer vas en dan behou die temperatuur. Dis baie selde dat ek dan nodig het om die heatpad aan te skakel en so spaar ek ook my geldpunt. Dat mens probeer maar oral 'n bietjie spaar. Maar die brou rak vir my werk baie goed vir my. Ek sal seker later uitbrei en beter maak. Ek wil nog vir my pype aan die rak sit en pompe, sodat ek nie nodig het om hierdie pype te gebruik om die goed oor te tap in die verskillende emmers en dan kan ek net 'n skakelaar aansit en die kraan oopmaak en dan pomp ek hom van die een na die ander, maar op die oomblik werk hy nog so en hy werk baie goed vir my. Ek kry konstant baie goeie resultate en maak konstant dieselfde brousels. In New Zealand gebruik ons maar doodeenvoudige suikerbrousel of wat hulle sugar wash noem. Dis maar net suiker, 6 kg suiker en water, 25 liter water en jou turbogas. Dis die ding. As hy nou klaar is, dit vat gewoonlik so tussen 3 en 6 dae, dan hou hy op en dan begin die gis afsak in die emmer en dan gebruik ek die turbo clear om hom skoon te kry. En na so 2 dae is hy silwer skoon en dan tap ek die 2 emmers oor in die biervatjie en dan begin ek met my stokery. Volgende keer sal ek meer verduidelik oor die stook. Baie dankie dat julle geluister het.